Ek nooi u om die woord van die Here oop te maak by Nehemia hoofstuk 1. Nehemia hoofstuk 1. Wil ook ons besoekers vanoggend verwelkom hier by ons. Mag julle ook in besonder die seën en die nabyheid van die Here Jesus ervaar deur die werking van sy Heilige Gees. Nehemia hoofstuk 1. Ek gaan vir u voor daar van vers 1 af en ons lees die geskiedenis van Nehemia, die seun van Agalja, en in die maand Kislew van die 20ste jaar toe ek in die vesting Susan was, het Hanani, een van my broers, gekom, hy en die manne uit Juda. En ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangenskap en na Jerusalem. Hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie verkeer in groot ellende en in smaad. En die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. Toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween. En ek het daar lank getree en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel en gesê, ag Here, God van die hemel, groote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat u liefhet en u gebooie onderhou. Laat u oor tog opmerksaam en die oë oop wees om te luister na die gebed van u knegg, wat ek vandag voor u aangesig bid, dag en nag, vir die kinders van Israel, u knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely wat ons teen u gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Ons het baie verkeerd gehandel teenoor u en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge wat u aan Moses u knegg beveel het nie gehou nie. Dink tog aan die woord wat u aan Moses u knegg beveel het, naamlik: as julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Maar as julle heel tot my bekeer en my gebooie onderhou en dit doen, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daarvandaan versamel en hulle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Hulle is tog die knegte en die volk wat u verlos het deur u groote krag en deur u sterke hand. Ag Here, laat u oor tog opmerksaam wees op die gebed van u knegg en op die gebed van u knegte wat verlang om u naam te vrees. En laat dit tog vandag u knegg geluk en verleen hom barmhartigheid voor die oë van hierdie man. Ek was naamlik die skinker van die koning. Net tot daar ons voorlesing uit die woord van die Here. Ek vra die manne om te staan en dan verenig ons in gebed. Ons almagtige Here en hemelse Vader, o Here, ons buig in hierdie oomblikke voor u troon van genade. Groote en gedigte God, soos Nehemia u ook toegeroep het. In daardie oomblik van verdriet in sy lewe, o Here, en toe hy in stryd en worsteling gedompel was. U wat hemel en aarde gemaak het, o Here, u wat geroep het, en dit wat is, het tot stand gekom in gehoorsaamheid aan u roepstem. En dit was so. En ons buig voor u in hierdie oomblikke, o Here, in die nood wat ons het vir u. In die nood, o Here, wat ons het, dat u verheerlik mag word hier op aarde.
hier in u huis, hier onder u kinders. O Here, dankie dat ons vir elke persoon wat daar op ons gebedslys is, en ook nou net gehoor van Johnny, besonder vir hom kan intree ook, en vra o Here dat u vir hom sal aanraak op 'n besondere wyse. En so ook elkeen van ons vriende, ons broers, ons susters, ons geliefdes wat siek is. En o Here, kan ons maar net in hierdie oomblikke vir u al die lof en al die eer en al die aanbidding gee, o Here, want u is die Alfa, u is die Omega, Here, die begin en die einde. U is van ewigheid tot ewigheid ons God en ons koning. Here Jesus Christus wat ons krankhede aan die kruis gedra het, sodat daar vir ons genesing kan wees, o Here, as u kinders tot in ewigheid. Om daar die wonderbaarlike liefde en genade te ervaar. O Here, kan ons vandag voor u buig. Vir ons gemeenskap, Here, vir die omstandighede. Dis so maklik om menslike planne te probeer maak en te dink dat dit sal slaag, o Here. Maar meer en meer sien ons dat die Heilige Gees onder ons werk, Here, onder ons besig is om u planne, nommer 1 gedagte, nommer 1 idee te maak, o Here, om u planne voorop te stel in ons lewens. En Here, hoe vinniger ons daarby inval, hoe beter. Sodat die verkondiging van u kosbare evangelie boodskap sal kan uitgaan. Bid van ons gemeente. Ja, Here, vir elke faset. Ons bid vir daardie gemeentekamp wat ook voor ons lê. En ons wil vra, Here, dat u elke gemeentelid sal opwek om daardie naweek saam te gaan. Ons bid vir die teenwoordigheid van u kosbare Heilige Gees om in te tree en in te spreek in elke hart. O Here, dankie vir u kosbare genade. En ook nou, terwyl ons hier voor u buig, bid ons die Heilige Gees om ons harte stil te maak, ons te fokus, o Here, op dit wat u ook vandag vir ons wil leer uit u woord, sodat u daaruit, soos dit moet wees, verheerlik sal word. Amen. Ek hou nie voor ons 3de vers. En hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie verkeer in groot ellende en in smaad, en die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. En ek wil vanoggend met u praat oor die tema 'n slegte verslag. Ons lees in hierdie boek Nehemia die verhaal van 'n merkwaardige man. 'n Man wat opgestaan het toe die volk platgeslaan was, toe hulle op hulle laagste was, toe hulle op hulle verste van die Here af was. Maar toe hierdie man hierdie boodskap ontvang het, toe het daar 'n plan in sy hart ontwikkel. Ons lees dat hy vir 3 maande lank die aangesig van die Here gesoek het, nie uit die woord uit nie, natuurlik. Maar soos hulle die datering gedoen het, het hy vir 3 maande lank Nehemia voor die Here gebuig vir hierdie plan, vir hierdie idee wat die Here in sy hart
geplaas het sodat die volk weer herstel kon wees, sodat die volk weer hervestig kon wees daar in die land waar die Here vir hulle gegee het. Iets wat eintlik gehelp het of daartoe gelei het dat Nehemia die voorgrond van die geskiedenis beklee het of betree het, was hierdie verslag wat hy ontvang het. Sy eie broers het daar na hom toe gekom en hy vra hulle uit, hoor, hoe gaan dit? Soos dit natuurlik sou wees. Hoe gaan dit? En julle weet, as ons vir mekaar sê, hoe gaan dit? Dan sê ons, nee, dit gaan goed. Terwyl dit baie keer eintlik sleg gaan, nê? Maar sy broers vertel vir hom van die toestand van die vrygeraaktes, van die toestand van die stad en hoe dit daar lyk. In plaas daarvan dat dit 'n verslag sou wees van welvaart en rykdom en oeste en allerlei goed wat 'n mens kan verwag van hierdie vrygeraaktes, is dit die teenoorgestelde. 'n Verslag waarin gehoor word hoe mense verdruk word, hoe mense in armoede lewe, 'n stad wat se mure in pyn lê. En hoor die effek wat hierdie verslag, hierdie berig op Nehemia gehad het. Daar in vers 4, en toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween en ek het dae lank getreur. Dit was vir hom 'n moeilike, bittere verslag om te hoor. Dae lank, maande lank was hy nie homself gewees nie. Nou, soos ons gelees het daar in die 11de vers, was Nehemia die skinker van die koning. Met ander woorde, hy is die ou wat die wyn vir die koning in sy glas gegooi het. Met ander woorde, julle kan nou vir julleself dink dat wanneer die koning in 'n by was om wyn te drink, dan was dit gewoonlik as die koning self maar so bietjie neerslagtig of as hy vrolik was of wat dit ook al mag wees, maar dan was hy skinker in sy teenwoordigheid. En daardie skinker mag nooit in 'n slegte by of hartseer of siek of enigiets gewees het wanneer hy geroep is om in die teenwoordigheid van die koning te verskyn nie. Maar ons lees in Nehemia 2 vers 1 en 2, en in die maand Nisan van die 20ste jaar van koning Artasasta, toe daar wyn voor hom was, het ek die wyn opgehef en aan die koning gegee, en omdat ek nooit voor hom bedroef was nie, het die koning my gevra, waarom is jou aangesig so bedroef? Jy is tog nie siek nie? Dit is niks anders as hartseer nie. Dis kosbaar hoe die Here in die koning se hart werk om in plaas daarvan net met sy spies na Nehemia te wys dat hy verwyder word en doodgemaak word volgens die gebruik van daardie koninkryke, in plaas daarvan om dit te doen, praat hy met Nehemia en hy sê vir hom, jy is bedroef, jy's nie hartseer nie, jy's nie siek nie, daar is iets fout. Want jy sien, in Nehemia se lewe het daar 'n verandering plaasgevind. Toe hy die verslag ontvang en hoor hoe dit gaan, dat sy lewe so verander dat hy die een is wat die hernuwing lei, wat die toer eintlik lei terug Jerusalem toe. En uiteindelik as jy die boek Nehemia lees, kosbare stukkie geskiedenis, hoe hy daar was en hoe hy die volk gelei het om die tempel en die mure van Jerusalem te herbou. Dieselfde man, wie se naam die Here wat my troos. Dit is wat Nehemia se naam beteken, die Here wat my troos. Vind troos by die Here toe hy hierdie slegte verslag ontvang. Nou ja, die van u, ek weet nie of vir mense nog nuus kyk nie.
Mens kan nie altyd die nuus vertrou nie. Maar wanneer jy die televisie aansit of jy maak die koerante oop en dan is dit meestal net slegte nuus. En alhoewel die regering van die dag hulle beste doen om die ergste nuus van ons te weerhou, filter dit tog deur. As mens hoor van al die kommissies van ondersoek en dinge wat aan die gang is en ons kry hierdie slegte nuus oor die weer en ons kry dit oor misdaad en ons kry dit oor die petrolprys, alhoewel ons hierdie maand so 'n bietjie goeie nuus gekry het. Hoeveel keer het jy al nie by daardie werk gehoor? Dan sê hulle hier gaan ons nou die finansiële resultate van die maatskappy bekendstel en dan het die maatskappy nie so goed gedoen nie. Hoeveel keer mens al hoor hierdie jaar gaan daar nie 'n verhoging wees nie, want die maatskappy het nie goed genoeg gedoen nie. Slegte nuus amper net daar waar ons gaan. Slegte nuus, maar nie net in die wêreld. Ook slegte nuus op die geestelike front. Slegte nuus. Ons hoor van kerke wat se deure toemaak. Ons hoor van groot denominasies wat al kleiner en kleiner begin raak. Slegte nuus, ja. Ook vir die Christelike kerk. Maar jy sien, die slegte nuus wat ons eintlik oor bekommerd moet wees, is nie die slegte nuus wat te doen het met die hedendaagse wêreld en die lewe en die wêreld waarin ons leef nie, maar die slegte nuus waaroor ons moet bekommerd wees, is die slegte nuus van die ewige hiernamaals. Daardie is die slegte nuus waarvan ons moet kennis neem. 2 Petrus 3:9 lees ons, die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Jy sien, dis die goeie nuus. Here wil hê almal moet tot bekering kom. Die slegte nuus is dat nie almal die ewige lewe gaan beerwe nie. Nie omdat hulle uitverkies is daartoe nie, maar omdat daardie persoon dit so verkies. Wanneer hulle gekonfronteer word met daardie lewe, met daardie slegte gewoontes in hulle lewens, dan kies hulle daardie slegte gewoontes. Ja, ons weet daar slegte nuus, maar Lukas 2:10 en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. Die goeie nuus van Jesus Christus, die verlosser, die saligmaker, en ja, vir hulle wat hom nie verwerp nie, vir hulle wat hom aanneem as verlosser en saligmaker, is dit wel goeie nuus. Dis vir hulle wel goeie nuus, wat die reddende hand van die Here aangryp terwyl hy daar is. Maar ongelukkig is daar dieselfde goeie nuus, die blye boodskap, slegte nuus vir daardie wat kies om in daardie sondige toestand te bly. Ons gaan vandag aan die hand van die skrif met ons tema 'n slegte verslag in 4 kort gedagtes sien dat hierdie slegte verslag moet 4 uitwerkings hê in die kind van God se lewe. Dit moet jou dring tot, of eintlik in die mens se lewe, nê? Dit moet jou dring tot introspeksie. Dit moet jou dryf tot belydenis. Dit moet jou beweeg tot bekering en uiteindelik moet dit jou laat intree verander. Sodat elke persoon wat hier is, sodat elke persoon wat vandag hierdie boodskap hoor, wat miskien nie seker is of sy saak met die Here reg is nie, vandag tot daardie besef sal kom.
sal besef dat as jy nie seker is dat jou saak met die Here reg is nie, dat dit slegte nuus is. Dat dit slegte nuus is in terme van jou ewigheid. Dis slegte nuus. Dis 'n slegte verslag van die geestelike lewe. So daardie persoon nie hier sal verdaag nie, sit jy nie vandag sal rus kry alvorens jy nie met die Here die saak uitgemaak het nie. So sien ons dat 'n slegte verslag die mens tot introspeksie dring. Dit dryf jou soontoe. Jy kan nie anders nie. Jy kan nie teen die prikkels skop nie. Wanneer jy hierdie slegte verslag van jou lewe kry. Nehemia 1:4 lees ons en toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, ek het dae lank getreur. Dae lank getreur, was hy hartseer oor hierdie verslag wat die manne uit Juda vir hom gebring het aangaande die stad en die mure en die toestand van die mense daar. Maar Nehemia treur nie net oor die toestand van Juda nie. Jy sien, hy treur oor sy eie toestand. Want in daardie oomblik toe hy daardie verslag ontvang, hierdie slegte verslag, hierdie slegte nuus, hierdie slegte berig, toe kyk hy na sy eie situasie, hy kyk wie is hy? En ons lees dan Nehemia 1:11, ek was naamlik die skinker van die koning, 'n man in 'n verhewe posisie, iemand wat die aansien van die koning geniet het, glo dit of nie. Anders sou die koning nie omgegee het wat met hom aangaan nie. Maar hy treur oor sy eie toestand. Hier is hy 'n godvreesende man. Iemand wat die woord van God ken, wat Moses daardie wette alles uit sy kop uit ken. En wat is hy? Hy's die skinker van 'n goddelose koning. Dis verskriklik, nie? Dis amper soos 'n dominee wat 'n barman word. Hy dien nie die Here nie. Hy dien 'n goddelose koning in 'n goddelose vreemde land. Hoeveel keer dink jy dis nodig dat mense slegte nuus hoor voor dit indring, voor dit 'n fondasie vorm? Hoeveel keer dink jy is dit nodig dat mense iets moet hoor voor hulle besef dis die waarheid? Jy weet een ding wat die duiwel baie mooi reg gekry het in die wêreld waarin ons leef vandag, is om die nuus en die media so te manipuleer. Probeer, as jy my nie glo nie, met u tienerkinders, as jy van hulle het, 'n politieke gesprek voer. Dan sal jy agterkom hoe die media hulle beïnvloed het, nie hulle skole nie, skole ook, maar die media, die sosiale media. En die duiwel het reg gekry om daardie medium te gebruik om alles wat reg is te verdraai. En die waarheid kan nie meer deurdring nie. En so ook vir die verlore sondaar wat voor die Here staan, as hy nie introspeksie doen nie. Wanneer die Heilige Gees klop en dring om oop te maak, dat hy na homself sal kyk en sê, is ek waardig? Maar hulle doen nie. Hulle hou hulle doof vir die stem van die Here. Hulle hou hulle blind vir hulle eie verlore toestand en kies om nie die koste te bereken nie. Jy sien, daar's 'n koste wat bereken moet word.
En daarom moet jy luister. Liewe vriend, liewe vriendin. Daarom moet jy hoor en introspeksie doen, sodat jy kan weet wat die standaard van God is, waaraan jy moet voldoen. Toe Jesus vir Paulus, toe nog Saulus daar op die pad na Damaskus kry, en die Here verskyn aan hom, lees ons in Handelinge 9 vers 5, en hy sê, wie is u? Here, hy weet. Hierdie is bonatuurlik, hierdie is nie sommer iets normaals nie, en die Here sê vir hom, ek is Jesus wat jy vervolg. Dis hard vir jou, dis moeilik vir jou om teen die prikkels te skop. Jy sien, hy het geweet sy hart. Dis moeilik. En laat dit moeilik wees vir die sondaar om teen die prikkels te skop. Laat dit moeilik wees om die stem van die Heilige Gees te mute, né? Te verdof. Ek weet nie wat 'n mooi Afrikaanse woord vir mute is nie. En wanneer jy introspeksie gedoen het, wanneer jy by daai punt gekom het, wanneer jy jou eie lewe beoordeel aan dit wat die Heilige Gees aan jou openbaar, bring dit ons by ons tweede gedagte, dat hierdie slegte verslag 'n mens dryf tot belydenis. Presies wat met Nehemia gebeur het. In vers 7 lees ons het baie verkeerd gehandel teenoor u. Hy weet, hy ken die geskiedenis van sy volk. Hy weet dat hulle verkeerd gedoen het. Hy weet dat hulle in sonde gewandel het. En hy besef dat daar belydenis moet wees. Hy besef dat iemand eers moet erken, ons het verkeerd opgetree. Wat net die Here kan hulle verlos. Net die Here kan hulle herstel. Niks en niemand anders, geen mag, geen koninkryk sal vir hulle sê, hierso, gaan terug en go in peace nie. Nee. Hulle het juis daar die volk in ballingskap geneem, daar die stede en dorpe plat gevee met die grond, verwoes, geplunder, vernietig wat hulle kon, om daar die volk weg te neem, om hulle te assimileer met die ander nasies, met die heidense nasies, sodat daar nie meer 'n Joodse volk, 'n Hebreëse volk sou wees. Hierdie is my so kosbaar, daardie woorde, ons het baie verkeerd gehandel teenoor u. As jy in die oorspronklike taal gaan kyk, dan sê dit dat hulle losgemaak was van die Here, losgemaak van die genade van die Here, losgemaak as gevolg van die toestand van hulle sonde. Vers 7 gaan Nehemia verder wanneer hy met die Here praat. Ons het die gebooie en insettinge en verordeninge wat u aan Moses u knegt beveel het, nie gehou nie. Presies dit. Weet jy, wanneer 'n mens dink aan slegte nuus, en wanneer die dominee spreek oor die hel en oor oordeel en al hierdie goed, dan het ons dikwels 'n ander teologie wat ons graag wil hoor. Ons wil graag hoor dat 'n liefdevolle God geen mens in die hel sal werp nie. Dis wat ons graag wil hoor, maar dit is ongelukkig nie die realiteit van die woord van God nie. Die realiteit is 'n verdoemenis, 'n ewige verdoemenis in 'n brandende hel. En weet jy wat? Die ergste van alles is, mense hoor dit, maar hulle kies nog steeds die sonde. Hulle kies nog steeds die slegte.
Hulle kies nog steeds om nie te bely nie. Hulle kies nog steeds om nie erkenning aan die Here te gee nie. 1 Johannes 1:9. Hoor hierdie mooi belofte van die Here. Dit is nie kosbaar nie. 1 Johannes 1:9. As ons sondes bely, hoor nou, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Bely jou misdade, liewe vriend, liewe vriendin. Bely dit sodat die Here die volmaakte werk kan doen. Sodat die Here finaal kan reinig en skoon maak en skoon hou van alle skuld en ongeregtigheid. Want jy sien, die Here weet van alles. Buite een van ons skole hier in die dorp is daar 'n groot bord op. En daai bord sê you are never alone. En een van my kinders maak die opmerking en sê, as jy nou nie 'n Christen was nie en jy het aan aliens geglo, dan sal dit nou 'n baie weer bord gewees het. Maar die realiteit is jy is nooit alleen. Die Here weet alles, kan niks van hom wegsteek. Kan niks eenkant los en sê Here, ek sal hierdie bietjie doen, maar ek wil nie daai doen nie. Kom ons hanteer daai op 'n ander tyd. Nee. Die Here wil jou van alles skuld, alles sonderheid. Die hopeloosheid van die sonde toestand te besef. En wanneer daardie belydenis gedoen is, wanneer daar besef is, maar ek is 'n verlore sondaar en ek weet dat as ek nie tot die Here keer nie, dan gaan ek vir ewig verlore wees. Dit bring ons by ons volgende gedagte: 'n slegte verslag beweeg die mens tot bekering. Nehemia 1:9 sê Nehemia, hy sê, maar as julle heel tot my bekeer en my gebooie onderhou en dit doen. Dit is Nehemia wat die Here se woorde basies aan die Here terugsê in sy gebed. Hy sê, Here, hierdie is u belofte, dat as ons bekeer tot u, as ons weer die insettinge hou, as ons weer al daardie goed doen, o Here, dis u belofte, dan sal daar vir ons verlossing wees. Nou, ons het nou net gesê, die Here is oral. Die Here is altyd daar. Ons weet die Here kan nie vergeet nie, hy kan nie jok nie. So eintlik het Nehemia dit nie vir die Here gesê nie. Hy het dit eintlik vir homself gesê, so asof hy homself wou herinner het aan hierdie waarheid, aan hierdie belofte van die Here. Maar eers moes daar bekering wees. Eers moes Nehemia sy lewe verander. Eers moes sy godsdiens verander. Jy weet, hy moes terugkeer na die ware aanbidding toe. Hy moes hom losmaak van die heidense volk en die heidense koning en die heidense afgode. Terugkeer na die weg van God wat die Here vir hulle bewerk het. Jy weet, baie keer wanneer ons by hierdie plek kom van sonde besef, van besef dat ek kan nie, ek's verlore. Maar Here, wat nou? Want hierdie toestand waarin ek myself bevind, is 'n hopelose toestand. Die enigste weg, die enigste pad wat ek vir myself sien, is reguit na daardie vlammende ewigheid. Wat nou? Handelinge 17:30, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. Om weg te draai van die sondepad,
om weg te draai van die ongeregtigheid af, om dit af te sny, om dit nie meer te doen nie, om losgemaak te word van die sonde. Ja, ons sit hier in die kerk. Terwyl die Here dan Lukas 5:32 sê, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Sien, dis wat moet gebeur. Jesus het gekom vir die verlorenes. Jesus het gekom vir die sondaars. En soos Nehemia sy lewe moes verander. Soos Nehemia op 'n punt moes kom waar hy voor die koning kon staan en vir die koning verduidelik, koning, dit is wat ek wil hê. Gee my verlof om dit te gaan doen. Hy moes hom losmaak. Daar ook 'n punt waar die Here die mens roep om hulle los te maak van hulle sonde, om hulle los te maak van die ongeregtigheid, hulle lewens te verander en aan hom gehoorsaam te wees. En wanneer daardie bekering dan plaasgevind het, wanneer daardie mens wat verlore was nou gewederbaar is en op die weg is, op die pad is om die Here te dien, losgemaak van die sonde, bring dit ons by ons laaste gedagte, 'n slegte verslag, laat die mens intree, verander. Dit is die natuurlike gevolg. Nehemia 1:6 lees ons om te luister na die gebed van die knegt wat ek vandag voor die aangesig bid, dag en nag vir die kinders van Israel. Nehemia het nie gebid en hierdie is 'n saak wat hom gekwel het toe hy hierdie verslag gehoor het dat hierdie land waar hy vandaan kom en die stad Jerusalem bouvalle is en dat die mense daar in armoede soos rotte en jakkalse onder klippe moet bly nie. As jy Nehemia verder gaan lees, soos ek sê, doen dit is 'n kosbare boek. En dat hulle bespotting geword het, hy het nie daar net vir homself gebid en gesê, Here, verander my nou, sodat ek beter kan word nie. Hy het gesê, Here, verander my en verander ons, en hy tree in vir sy volksgenote. Hy tree in vir sy broers, sy familie en sy vriende en sy geliefdes wat daar in Juda gebly het, maar hy tree ook in vir hulle wat in die ballingskap was. Want terwyl hy daardie besef gehad het en terwyl hy daardie bekering gehad het om hom los te maak van hierdie volk en om los te maak van hierdie koning en om los te maak van hierdie lewe wat hulle geleef het, moes die volk, die ander, dit ook doen. En daarom tree hy in. Hy neem die las van die volk op sy skouers. Hy neem die skuld van die volk, van sy broers, van sy familie, neem hy op sy skouers en hy buig voor die Here vir 3 maande oor hierdie las. Sodat nie net hy voor die Here sou kon staan nie, maar die volk voor die Here kon staan. Jy weet, baie keer as iemand tot bekering gekom het en hulle word wederbaar, dan is dit so half asof ons wag. Ons wag vir iets om te gebeur. Ons wag nou om te kyk. Maar wat het die Here gesê? Want nou ons wederbaar is, dan gee die Here ons, hy vervul ons met sy Heilige Gees, en dan het daai roeping, tree daardie roeping reeds in werking. Dan hoef ek nie meer te wag nie, dan hoef ek nie meer terug te sit en sê, nou moet ek maar eers kyk wat volgende vir my hier is nie.
Want in Handelinge 1 vers 8, daai bekende teks is, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria tot aan die uiterste van die aarde. Om getuies te wees. Jy sien, dit is hier waar die groot werk begin. Om te getuig. Om te vertel. Om die kontras tussen die goeie nuus en die slegte nuus vir die mensdom en vir die wêreld uit te wys, met die verlorenes te deel. Om die liefde en die genade wat in die Here Jesus Christus is uit te leef. Om die las van die sondaar op te neem. Maar ek wil afsluit. Wanneer laas het u die las van 'n verlore sondaar op u geneem? Wanneer laas het u voor die Here gebuig? Maak nie saak wat se taal hulle praat nie. Maak nie saak wat se kleur hulle vel is nie. Wanneer laas het u voor die Here gebuig? Miskien het u vandag ook slegte nuus ontvang. Miskien besef u vandag in die hart dat u nie die ewige lewe gaan beerwe nie. Miskien het u eers in die lewe besluit dat u nie die Here wil dien nie, dat u nie die Here wil volg nie. Miskien het u as 'n jong mens besluit, ek is nog jonk, ek het nog baie tyd. Die Here wil u vandag oprig. Hy wil u vandag verlos van die sondeskuld. Jy sien, Jesus Christus het aan die kruis gesterf, sodat jy nie nodig het om daardie liggaam van sonde, daardie sonde bedekte vlees met u saam te sleep nie. Hy het die prys betaal, sodat u in sekerheid u lewe kan uitleef, kan getuig, kan vertel die goeie nuus. Daai goeie tyding van Jesus. Jesaja 1:18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Moenie wag nie, liewe vriend, liewe vriendin, moenie wag nie, moenie uitstel nie. Ontvang die goeie tyding van die evangelie van Jesus Christus. Neem hom aan as verlosser en saligmaker. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Hemelse Vader, o Here, ons het die nuus gehoor. Ons het die berig ontvang. Here, U deur U Heilige Gees met elkeen van ons in ons harte gespreek. Om ons te oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel. En nou, o Here, staan ons by daardie kruispunt. Sal ons aangaan? Sal ons aanhou om te lewe soos ons lewe? Sal ons aanhou om te doen, o Here, wat ons doen? Of sal ons U vertrou? Ag Here, hou ons styf vas. Wees met ons. Wandel U met ons. Sodat ons vandag sal besluit. Soos vandag sal kies, o Here, om U te dien. En o Here, help ons om die kosbare boodskap
die reddende genade wat aan elke mens verskyn het, die evangelie van Jesus Christus aan die wêreld te verkondig. Amen.